Goeiemôre gemeente, baie welkom by ons erediens vanoggend. Die Here groet jou vanoggend. Genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Jy kan sit. Dan lees ons in Galasiërs 3 vanaf vers 10. Want almal wat uit die werke van die wet is onder die vloek, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. En dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik, want die regverdige sal uit die geloof lewe. Maar die wet is nie uit die geloof nie, maar die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet deur vir ons 'n vloek te word, want as geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang, so die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. So hierdie gedeelte sê baie duidelik, ons kan nie deur ons goeie lewe onsself red nie, of God tevrede stel nie. Dis slegs deur die geloof. Slegs deur die geloof in Jesus Christus wat volmaak in jou en my plek gesterf het aan die kruis om vir ons sondes te betaal. So in deur die geloof gaan leef ons nou net 'n dankbaar lewe. Gaan doen ons en ons vertel vir mense van die redding in Christus. Want geen mens kan homself red nie. Almal het Jesus nodig. Daar's net een weg, waarheid en lewe na die Vader, en dis deur Christus. En ook gister het so beleef ook, Rihanna en haar span het uitgereik ook na die gemeenskap. Nee, en om Jesus se liefde te bedien. En die kinders, daar was soveel kinders nie. En daar's heeltyd gesê, onthou dit is Jesus wat hierdie vir julle gee, die kos en die liefde, dit is so verkondig. En mens kan sien hoe dit die kinders se lewens raak. So, kom ons ook, ons almal. En ek weet jy doen dit dalk. Maar kom ons hou vas aan Jesus, daar's net verlossing deur hom. En omdat God ons so lief het in Jesus, alles vir jou gedoen het, die pad na hom toe is oop. Kom ons bedien ook elke dag God se liefde in Jesus. En jy sal sien, die wêreld wil nie eintlik weet hoeveel jy weet nie. Daar staan nie belang daarin, maar hulle wil weet hoeveel jy omgee. En daai omgee is omdat God ons eerste vir ons omgegee het. Kom ons leef dit. Ek lees vir ons uit Lukas hoofstuk 22, verse 14 tot 23, Lukas 22 vers 14 tot 23, en ek lees uit die 53 vertaling. Lukas 22 vanaf vers 14. En toe die uur kom, het hy aan tafel gegaan en die 12 apostels saam met hom. En hy sê vir hulle, ek het baie sterk daarna verlang om hierdie Pasga met julle te eet voordat ek ly. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie meer daarvan eet, voordat dit in die koninkryk van God vervul is nie. En toe hy die beker geneem het, dank hy en sê, neem dit en deel dit onder julle. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wynstok, voordat die koninkryk van God gekom het nie. En daarop neem hy brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word, doen dit tot my gedagtenis. Net so neem hy ook die beker na die maaltyd en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed wat vir julle uitgestort word. Maar kyk, die hand van hom wat my verraai is by my aan tafel. Die seun van die mens gaan wel heen volgens wat bepaal is, maar wie daardie man deur wie hy verraai word. Toe begin ons mekaar te vra, wie van hulle dit tog kon wees, wat dit sou doen. Ons fokusverse is vers 19 en 20, daarop neem hy brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word, doen dit tot my gedagtenis. En net so neem hy ook die beker, na die maaltyd, so daar's meer as een beker met die Pasga wat gedrink is, net so neem hy, want hy het vroeër ook 'n beker geneem, maar net so neem hy ook die beker na die maaltyd en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, wat vir julle uitgestort word. Ek gaan hiermee saam Heidelberg se katekismes lees, dis ons belydenisskrif,
En die Heidelbergse Katekismes is nie iets wat ons by die Bybel sit nie. Dit vat saam oor wat die Here sê oor sekere leerstellings, nê? Oor geloofswaarhede. Want ons lees in die Bybel oor sonde van Genesis af. Jesus vir Adam en Eva gesê, as julle van hierdie boom eet, gaan julle sterf. Maar dan lees ons van sonde nie net in Genesis nie, maar reg deur die Bybel. Dan lees ons ook later maar die Here het ook gesê daar sal vergifnis kom vir sondes. En later in die Nuwe Testament lees ons deur Jesus se bloed en liggaam het daar vergifnis gekom. En daarom het ons belydenisskrifte, nê, om net daai alles geloofswaarhede saam te vat wat die Bybel leer oor 'n leerstelling, nê, oor 'n dogmatiese saak, oor 'n geloofswaarheid. Dis om dit saam te vat, want anders kan jy net so een vers vat en sê dis al wat daar staan in die Bybel. Nee, daar staan ander verse moet jy ook in gedagte hou. En dit is wat die belydenisskrif doen, hè, is om dit saam te vat wat die Here vir ons leer oor geloofswaarhede in die Bybel. En dit wil ek net baie duidelik stel ook. So dit vat saam wat die Bybel sê. En as ons hierso iets lees wat nie reg is nie, dan moet ons dit verander. Dat sê wat die Bybel sê. OK. Die Bybel is God se geïnspireerde woord. Nee, dit is God se waarheid vir ons. Maar nou word daar gevra sakramente. Julle het seker al gehoor van sakramente, nee? Wat is sakramente? Nou word daar aan Sondag 25 van die Heidelbergse Katekismes gevra: terwyl ons slegs deur die geloof deel aan Christus en sy weldade kry, waar kom die geloof vandaan? En dan bely ons soos wat in die Bybel staan. Die Heilige Gees, nê, werk geloof in ons harte. Hoe doen hy dit? Deur die Bybel te lees en die Bybel te verkondig. En hy versterk daai geloof wat jy reeds het deur die sakramente. Nee, die sakramente is om geloof te versterk. En dan word die volgende vraag gevra: wat is sakramente? En dan bely ons soos wat in die Bybel staan, dis sigbare heilige tekens en seels wat God ingestel het om ons deur die gebruik daarvan die belofte van die evangelie nog beter te kan laat verstaan en dit te beseël. Hierdie belofte is dat God ons vanweë enige offer van Christus wat in die kruis volbring is, vergewing van sondes en die ewige lewe uit genade skenk. So wat ons bely is, die sakramente verduidelik vir ons nog verder die verlossing wat Christus gebring het. Net dis tekens, seels, is dinge wat jy kan sien, kan proe en ruik ook. En dan word die vraag gevra ook: is die woord en die sakramente albei daarvoor bestem om ons geloof op die offer van Christus aan die kruis as die enigste grond van ons saligheid te wys? Dan bely ons ja, want die Heilige Gees leer ons in die evangelie en verseker ons deur die sakramente dat ons volle saligheid op die enige offer van Christus is wat in die kruis vir ons gebring het. So die Bybel fokus op Christus, die sakramente ook. Fokus op Christus se kruisoffer en verlossing. Hoeveel sakramente is daar? Wie is in die belydennisklas? By Pieter? Hoeveel sakramente is daar, Bjorn? Dis 2. Nee, daar's net 2 sakramente. Ek weet daar's kerke, so die Romeinse kerk sê daar's 7, so iets, nee. Maar daar's net 2, want Jesus het dit ingestel. En dit is die doop en die nagmaal. En ons gaan nou 'n bietjie nou kyk met die prediking, nee, wat beteken die nagmaal veral? Maar ook kyk ook na die doop, nee. Wat is die betekenis daarvan? Nou ja, as ons kyk, hoe kry mens geloof? Waar kom geloof vandaan? Dink jy kan jy geloof erf van jou ouers? Of kan jy dalk geloof hier kom koop by die kerk net deur jou kerklike bydraes? Nee, as jy nou eendag dood gaan sê, Here, kyk, ek het betaal elke Sondag iets kom gee vir die kerk en nou moet U my aanvaar, ek is verlos. Kan ek geloof koop met geld? Kan die kerk geloof gee? Dink die Here gebruik die kerk, maar hy kan nie geloof gee nie. Of kan die sakramente vir jou geloof gee? Moet ons dalk kyk wie verbystap nie, hier stap ou verby, gryp hom gou en sê vir hom, hier's brood eet en hier's wyn drink en nou is jy 'n gelowige. Nou is jy gered. Werk dit so? Nee, is dit 'n toormiddel? Daar is kerke soos die Rooms-Katolieke kerk wat sê ja, dit kan so werk. Nee. Dit is nie so nie. Ekskuus, is daar iets fout, Chris?
Is alles reg. Goed, nee, ons weet, nee, die sakramente is nie toermiddel nie. Dis nie as jy nou brood geëet en wyn gedrink het of as jy nou met water gedoop is of sit jou deur 'n bad of wat ook al dan jy nou gered nie. Dit werk nie so nie, nê. Hoe word geloof in jou hart begin? Dis die Heilige Gees wat in jou hart moet werk en dat jy die woord moet hoor. En dan oortuig die Heilige Gees jou hart, dis die waarheid. Daar's net een verlosser en dis Jesus Christus. Daar's nie ander pad nie. Dis die enigste hoop in hierdie lewe. Dis die Heilige Gees wat jou tot daai oortuiging bring deur die woordverkondiging. Dis nie en dan die sakramente kom versterk net daai geloof wat jy reeds het. Kom die sakramente, die doop, die nagmaal en versterk daai geloof. Dit kan nie geloof werk in jou nie. Dan moet reeds geloof in jou lewe wees. En dan gebruik jy die nagmaal om jou geloof wat jy het in Jesus te versterk. Daarom sê ons vir die jong mense, ons wil hulle eers leer dat hulle eers hulle geloof bely, dat hulle glo in Jesus, voordat hulle moet nagmaal gebruik. Want as jy nie werklik glo in Christus nie, en jy gebruik nagmaal, gaan sê Paulus, in sy Korintiërsbrief, dit gaan tot jou nadeel wees. In die gemeente van Korinthe het mense vroeg gesterf, omdat hulle somme net nagmaal gebruik het sonder om werklik te glo. Dit is gevaarlik om die sakrament te gebruik sonder dat jy glo in Jesus. Absoluut om vertrou met jou lewe. So, daar's twee maniere wat deur God ons geloof versterk. Die eerste een is natuurlik ook, hy werk geloof in ons harte, die Heilige Gees deur die woord, wat ons lees in die Bybel, maar hy versterk ook jou geloof deur die woord. Die Heilige Gees gebruik die woord om jou geloof te versterk. Ons lees daarvan in die boek Handelinge, Paulus gaan en hy gaan besoek alreeds gevestigde gemeentes wat reeds glo, en hy besoek hulle weer om hulle te bemoedig en te versterk, en dan verkondig hy weer die woord, die evangelie aan hulle om hulle geloof sterk te maak. So, ons lees dit Handelinge 14, 15, 18, daar's baie plekke. En daarom is dit belangrik om Sondag by mekaar te kom, dat jou geloof versterk kan word. Om te luister na die woord, verkondiging. Wat beloof God vir ons alles in sy woord? Dit versterk jou geloof. Daarom is dit belangrik om elke dag die Bybel te lees. Dat dit daai geloof versterk. Elke dag moet jy die Bybel lees en met die Here praat. As jou liggaam nodig om te eet, jou geloof, jou siel het ook nodig om te lewe, dan moet jy die woord lees. Kan jy sê die kos van die Gees, om jou geloof te versterk. En, Jesus sê self ook, die woord is 'n skat, waaruit voortdurend ou en nuwe dinge tevoorskyn kom. Matteus 13, vers 52. So die Bybel is baie belangrik, om geloof te werk, te begin in jou lewe deur die werking van die Gees en om dit te versterk, jou geloof te versterk. Maar dan het God nog verder gegaan en hy die sakramente gegee. Ons bely in die katekismes, soos wat die Bybel vir ons leer, dat die sakramente is tekens en seels om jou geloof te versterk in Jesus. Dis 'n teken en 'n seël. Kom ons kyk, wat bedoel ons sê die sakramente, dis nou die doop en die nagmaal is 'n teken. Wat bedoel ons daarmee? Dis is die sakrament as 'n teken 'n sigbare woordverkondiging. Jy kan sien die evangelie in die sakrament. Jy sien wat Jesus gedoen het. Net soos Jesus, net soos wat hierdie teken dit doen, het Jesus ook gedoen vir my. Ek sal nou sê, elkeen toepas op die doop en die nagmaal. Want die Here weet, ons twyfel vinnig as ons net hoor. Ons wil graag sien. Julle weet van nou Thomas, ongelowige Thomas of kleingelowige Thomas. Jesus het ons verskyn na sy dood, daai Sondagoggend Jesus opgestaan, aan sy disippels verskyn, maar Thomas was nie daar nie. En toe vertel die ander disippels vir Thomas, Jesus het ons verskyn, hy lewe. Toe sê ek sal dit nie glo voor ek nie sien nie. Voor ek nie my vinger in die gate druk en hom vat nie. So ons wil graag sien. En God kom ons klein geloof te hulp
in die sakramente dat ons ook kan sien. Nee, want ons wil graag sien. Ons is geneig om te twyfel, ons wil die beloftes van God sien. En daarom gee die Here vir ons die sakramente. Die doop, dis water. Nou net soos wat water jou uiterlike liggaam skoon was, net so was die bloed van Jesus jou innerlik skoon van al jou sondes. Die Here sê, kyk na daai water, dit was jou liggaam skoon. Reinig jou. Jesus se bloed, dieselfde, reinig jou innerlik van al jou sondes. Net soos water jou was. En ek dink, deesdae in Suid-Afrika besef ons hoe kosbaar is water, nee. Ek dink alle huisgesinne werk amper met emmers deesdae om water op te vang en nie te mors en so nie. Nee, ons besef hoe kosbaar. Nou Jesus bloed is baie meer kosbaar as water. Hy was jou skoon van al jou sondes. Nagmaal, net soos wat mense, brood en wyn is gewone kos. Mense, veral in die Bybelse tyd was brood en wyn algemene kos, wat mense aan die gang, dat hulle kan bly lewe. Nou net soos wat jy lewe deur kos, brood en wyn, net so. Deur die liggaam en bloed van Jesus, kry ons die ewige lewe, die lewe by God. Net soos wat hy brood gebreek is. Net soos dat die brood breek by nagmaal, soos Jesus se liggaam gebreek vir jou, dat jy die ewige lewe kan hê. Net soos wat die wyn uitgegiet word en het Jesus bloed is vergiet aan die kruis, dat jy kan lewe, die ewige lewe kan hê. Dit is 'n teken jy kan sien. Maar die sakramente is nie net 'n teken, iets wat ek sien nie, dis ook 'n seël. Dis 'n versekering. Hierdie lewe is so onseker. Ek dink ons beleef dit hierdie afgelope tyd met die politiek, Wat in Amerika gebeur, Die dinge wat hoe geld bietjie afgesny word van Suid-Afrika. Wat in die lande wat 'n oorlog het en hoe die skuwe en magskuwe is nou skielik van een na die ander een toe. Die wêreldpolitiek. Dit is so, dit verander net so. Net so. Selfs in ons land, hoe onseker dat die budget, die begroting uitgestel is vir ons land. Dit gebeur eintlik nie. Mens kan nie glo nie, dinge kan net so verander. En al hierdie onsekerheid van hierdie lewe, kom die Here en sê, maar ek is gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. Ek verander nie. My woord verander nie. En ek gee vir julle sakramente, as 'n versekering, 'n seël, dat al hierdie beloftes bly van toepassing, bly in stand vir jou. Dit gaan nooit verander nie. Dis ons enigste sekerheid in hierdie lewe. Daar is 'n ander sekerheid wat ons sê, dinge gaan verander. Maar daar is een sekerheid, dat God verander nie. En sy beloftes in die woord verander nie, dit bly vir altyd dieselfde. En God wil ons verseker daarvan met die sakramente. Hy sê net so seker, so wat julle sien, die doop en die nagmaal, net so seker, staan my verbondsbeloftes vir julle. Geld dit, tel dit vir julle. En ek's nie God wat verander nie. Dit ek gesê het, dit bly staan. Jy weet in die ou dae, in die Bybelse tyd, konings, as hulle iets proklameer, 'n nuwe bevel uitvaardig, amper soos wat Donald Trump nuwe proklamasies maak, nuwe bevele uitvaardig, In die Bybelse tyd, as 'n koning nuwe proklamasies maak, het hy dit gewaarmerk deur sy koninklike seël. Daai was met sy ring wat hy opdruk en sê, dit is waar. Ek het dit geproklameer, dit gaan nou gebeur. Met die sakramente kom Jesus as die ewige koning en hy sit sy stempel, sy waarmerk daarop en sê, hierdie evangelie, die beloftes in die Bybel is waar vir jou. Is waar vir jou as jy glo in my. Die sakrament, as jy die nagmaal gebruik, doop, is dit my waarmerk, my seël. Ons kan dit op 'n ander manier ook verduidelik. Ons praat ook van testament. Ons het hier gelees in vers 20. Net so neem hy ook die beker na die maaltyd en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, wat vir julle uitgestort word. Nou, wanneer is 'n testament van toepassing? Wanneer skop dit in? Wanneer die ou wat die testament opgestel het, sterf.
Dan is dit waar, né? Vir almal wat in die testament opgeteken is. Nou Jesus het gesterf, né? Sodat die Bybel as sy testament, die Ou en die Nuwe Testament is waar vir ons. Want Jesus het gesterf, maar hy het ook opgestaan, né? Maar dit geld nou vir ons. En nou kom hy met die sakramente en hy onderteken. Die testament moet mos ook onderteken word voor dit geldig is. Met die sakramente, doop en nagmaal, teken hy onder aan die Bybel en sê dis waar. Dis wat 'n sakrament is, soos 'n handtekening van Jesus wat hy vir jou en vir my gee. Dat ons weet hierdie testament, die Ou en Nuwe Testament, sy woord is waar vir ons lewens. So om die doop as 'n waarmerk beteken, as 'n seël, net so seker as wat water ons skoon was, so seker was die bloed van Jesus ons van al ons sondes. Nagmaal as 'n seël, net so seker as wat die brood gebreek en die wyn uitgegiet word, so seker is Jesus se liggaam gebreek, sy bloed vergiet as 'n volkomme versoening van al ons sondes. Ja, uit sy goedheid en genade kom die Here ek en jy se geloof te help. Ons swak, klein geloof baie keer te help. Want dan kom ek sê vir jou, as jy na die nuus luister deur die week, net dit alles wat gebeur, dan raak mens baie vinnig onseker. Wonder waartoe gaan dit? Wat is seker in hierdie lewe? Maar kom die Here nou vanoggend en sê, dit is seker. My verbondsbeloftes is seker. En ek onderteken my testament vir julle met die nagmaal wat julle gaan gebruik. Dis my handtekening. En dan, so versterk die Here dan die geloof in ons harte. Dat in hierdie lewe wat so verander, neem ons net ons toevlug tot die Here. Ek kan eintlik nie dink, elke dag, jy kan nie sonder die Here wees nie. Regtig, dit is soveel dinge kan gebeur. En daarom elke oggend sê ek vir jou, lees die Bybel. Lees God se beloftes. En weet ook, dis seker want jy het nagmaal gebruik. Dis God se handtekening onder aan die testament. En net om verder ook die nagmaal verder die te verduidelik, die simboliek van die nagmaal, gaan ek vir Matt vra om net bietjie met ons te praat ook oor die bekers, die verskillende bekers. Nou elke keer by jou oorwinnaars of victory, dan het Matt 'n lesing wat hy gee, wat gaan ook dan oor God se seëning, sy verbondsbeloftes aan ons, en dan verduidelik hy die verskillende, die 4 bekers by die Pasga maaltyd, en wat dit vandag vir ons beteken. Matt? Ja, goeiemôre gemeente. Baie dankie Stefan vir die voorreg om hierdie te kan deel. Stefan het so gepraat van die verdieping van ons geloof en hoe die sakramente daai geloof verdiep. En toe ek hierdie ontdek het, was dit vir my net wow gewees. Hoe daai wat daar so gebeur net soveel groter en soveel meer belangrik word. Dankie Stefan. Okay, so ek het gewonder hoe ek hierdie gaan tackle. Begin ek agter, begin ek voor, begin ek by Jesus, maar ek dink kom ons begin voor, want Jesus sou nooit iets aan sy disippels of vir sy disippels gesê het wat hulle nie al reeds 'n konsep van gehad het nie. So toe hy, wat Stefan vanoggend gelees het, toe hy dit vir hulle sê, hierdie is my beker, dit was nie 'n nuwe konsep wat by hulle toe skielik moes posvind en hoe gaan ons hierdie interpreteer nie. Hulle het presies geweet wat hy bedoel. In feite, toe hy dit sê, was dit so eye-opening vir hulle gewees, want hy vat saam die vorige 2000 jaar se tradisies op 2 aspekte wat hy nog meer oopgebreek het. So wat gebeur het na die volk uit Egipte uitgelei was? Hulle sou die Pasga maaltyd gehad het. En saam met die Pasga maaltyd was daar die 4 bekers op die tafel gewees. So almal het hulle eie drinkbeker gehad. Dis nie al bekers wat daar was nie. Maar hulle sou 'n tyd met die ete sou die pa dan vir hulle uit die Torah uit gelees het en hy sou vir hulle verduidelik het hoekom ons hierdie bekers het. Die eerste beker is die beker van heiligmaking. God sê in Eksodus 6 vers 5 tot 6, Melanda sal jy dit vir my opsit.
Daarom sê ek aan die kinders van Israel, ek is die Here, ek sal julle onder julle harde arbeid van die Egiptenaars uitlei en julle red uit julle slawerny. Ek sal julle verlos deur die uitgestrekte arm en die groot strafgerigte. Ek sal julle as my volk aanneem en julle God wees. En julle sal erken dat ek die Here, julle God is, wat julle uitlei onder die harde arbeid van die Egiptenaars. En ek sal julle bring in 'n land waaromtrent ek my hand opgehef het, om dit aan Abraham, aan Isak en Jakob te gee. En ek sal julle as besitting gee, ek die Here. Daar's 6 I will statements. So as die ouens van die disipelmakers kursus ook deurgaan, die I will statements van God is baie belangrik. 4 van die I will statements gaan ons na kyk. Eerste beker, heiligmaking. Ek sal julle uitbring van onder die laste van die Egiptenaars. So God beloof hy sal ons kom vrymaak van ons slawerny. Hulle sou daarvan gedrink het as herinnering van die vrymaking wat God bring. Die tweede beker is die beker van bevryding. Ek sal julle van slawerny bevry. So hy kom en breek ons uit die slawerny uit om ons vry te maak, maar dan moet hy ook ons verstand breek van ons slawerny patrone. En hy vat die volk deur 40 jaar in die woestyn om daai gedagtes, om daai denke van slawerny te breek uit hulle uit. Die derde beker is die beker van verlossing, waar hy verklaar wat hy gaan doen of wat hy gedoen het, maar hierdie beker wys terug na wat in Egipte gebeur het, maar dit wys ook vorentoe na die Messias wat beloof is. Hierdie beker sou gewoonlik leeg wees, hy sou partykeer nie eens op die tafel wees nie, partykeer sal hulle hom wegsteek en die kinders sal hom moet soek, want die verlosser moet gevind word. En niemand sou aan hierdie beker raak nie, want dit is die Messias se beker. Die vierde beker is die beker van lofprysing. Lofprysing vir wat gaan gebeur. God sê hy wil ons bevry, hy wil ons vrymaak, hy wil ons in die land van melk en honing inneem en ons prys hom daarvoor. In 'n Nuwe Testamentiese oog wys dit op die einde van die wêreld, die nuwe Jerusalem wat gaan kom. So hierdie twee bekers wys vorentoe, hierdie twee bekers wys agtertoe. Sodat ons kyk waar ons was en waarheen ons gaan. Imagine gou die disippels sit om die tafel en hierdie sê hierdie is my beker. Die beker wat net die Messias aan mag raak. En Jesus sê dis myne. Skielik weet hulle presies met wie hulle praat. As enigiemand vir jou sê Jesus het nooit gesê hy is die Messias nie, wys vir hulle hierso. Ja, Jesus het gesê hy is Messias en hy het gesê hy is God. So dis die een ding wat Jesus vir hulle oopbreek. Die volgende ding is die Joodse huweliksseremonie. Hoe hulle by die verloving uitkom. Nou, dating in ons moderne konsep bestaan glad nie in die Bybel nie. Ek dink dating is een van die grootste ewels wat ons geïnvent het, want dit bevredig net die begeertes van Satan. Alhoewel courtship of die Bybelse manier bevredig wat God vir ons gesê het en sy wil vir huwelike. So, as ons kyk na die proses. 'n Jong man sou hou van 'n jong meisie. Die jong man gaan na sy pa toe en hy sê vir sy pa, ek hou van hierdie girl. Pa sal dan na haar pa toe gaan en hulle sal dit bespreek. Nou voordat pa na haar pa toe gaan, is daar eers 'n bespreking tussen pa en seun. Wie is sy? Wat se tipe persoon is sy? Hou jy van haar? Op watse manier hou jy van haar? En dink ons dat sy goed sal wees saam met die familie? Sal dit goed uitwerk as hierdie twee kinders bymekaar kom? As die pa dan saamstem, dan gaan hy na haar pa toe. Terwyl hy by haar pa is, bespreek hulle hierdie twee kinders. Wat is hulle albei se karakters? Wat kan hulle in die huwelik inbring? Gaan hulle goed wees vir mekaar? Is hy 'n goeie voorsiener? Is hy 'n goeie pa? Is hy 'n goeie ma? Is hy 'n goeie versorger? Wat is hulle twee karakters? En hou ons as families van mekaar? Want ons moet ook saamstem dat ons die kinders in 'n huwelik wil hê.
Nadat hulle dan saamstem, sal haar pa na haar toe gaan en hy sal weer met haar bespreek. Hierdie jongman hou van jou. Wat dink jy? Wil jy met hom trou? Sal dit 'n goeie idee wees? Wanneer alles nou saamgestem word, dan word die ketubah of die kontrak opgeteken en hulle sal 'n ete hê. Die jong man sal voor die jong meisie sit en na die ete sal hy sy beker vat en vir haar sê, hierdie is die beker van my verbond. Sal jy daarvan drink? En hy sit dit voor haar neer. As sy dan ja sê, dan is die ketubah geteken. Hulle is dan verloof. Met die ken mekaar wat hulle dan saamvat daarna, die jongman gaan ook weg. Hy is besig om 'n plek vir haar voor te berei, om 'n huis vir haar te bou, om seker te maak alles is reg. Terwyl sy wag, moet sy seker maak dat sy reg is vir hom, want sy weet nie wanneer hy gaan kom nie. Want hy moet wag vir sy pa om te sê, yes, hierdie plek lyk mooi, jy kan na jou bruid gaan haal. Terwyl hy dan deur die strate loop, imagine 'n dorp van so 300-400 mense, terwyl hulle deur die strate loop, sal die pa aan die deure klop en hy sal die hele dorp uitnooi en sê, my seun gaan trou. En hulle loop saam na die girl se huis toe. Hy gaan haal haar en saam gaan hulle rabbi toe om te trou en dan gaan hulle na die plek wat voorberei was. So wanneer Jesus vir hulle sê, hierdie is die beker van my verbond, nie net stel hy hulle aan iets niets voor nie, om te sê, iets gaan nou gebeur. Julle weet, ek het al met julle gepraat oor my dood, oor wat gaan gebeur, en julle weet ook van die offerlam en wat daar gebeur. So ek gee vir julle 'n nuwe instruksie om te sê, wanneer julle hieruit drink, dink aan my offer en wat ek vir julle gedoen het. Maar terselfdertyd, onthou, ek is die Messias. Ek het julle gebring uit slawerny uit. Ek het julle vrygemaak van julle slawe gedagtes, van die mindset van 'n slaaf, vir dit wat julle deur moet kom, en ek versterk julle sodat julle nie meer slawe is nie. Ek is die verlosser en ek het beloftes vir jou en ek gaan jou bring tot die land van melk en honing. En hy sê, sal jy met my trou? Sal jy 'n verbond maak met my? Sal jy my bruid wees tot in ewigheid, sodat ons eendag die bruilof kan vier? God doen hierdie sodat hy die hele woord saam kan vat. Hy sê vir die disippels op daai stadium, kyk, al die beloftes wat gemaak is vervul. Kyk, alles wat gesê is tot op hierdie punt is gedoen, presies soos wat God vir julle vertel het. Die disippels, toe hulle om daai tafel gesit het, en hy sê dit met daai beker, en hy sit dit voor hulle neer. Dit was die taal wat hulle geken het. Dit was nie 'n vreemde konsep vir hulle nie. Hulle het geweet wat hy bedoel, en toe hulle daaruit drink, kon hulle sê, ja, ons onthou die offer wat gedoen is. Ja, ons weet jy is die verlosser. Ja, ons wil in verloving staan met jou. En ja, ons kan nie wag vir die beloftes om vervul te word nie. En die Gees en die bruid sê kom. Amen. En ontvang nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.